God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Welkom by Geloofspad. Johannes hoofstuk 3 vers 16 is die hartklop van die evangelie, miskien die bekendste vers in die Bybel. Dit omsluit die hart van God se liefde vir die mensdom en sy diepe begeerte om ons van sonde en dood te red. Deur die lens van hierdie vers sien ons 'n liefde wat diep, dier en transformerend is. In die verhaal van Nikodemus sien ons 'n man wat onder die dekmantel van duisternis na Jesus gekom het, onseker. Maar Jesus het hom verwelkom en gewys dat ongeag ons vrees of skaamte God se liefde altyd na ons uitgebrei word. Selfs wanneer ons hom stilweg of voorlopig soek. Jesus het gepraat van die wedergeboorte, 'n diepgaande transformasie wat plaasvind wanneer ons die Heilige Gees ontmoet. Hierdie nuwe geboorte is nodig omdat ons van nature gevalle is en vernuwing nodig het. Net soos Nikodemus gesukkel het om die aard van hierdie nuwe lewe te begryp, verstaan ons ook soms God se werk in ons verkeerd. Maar die sleutelboodskap van Johannes hoofstuk 3 vers 16 is duidelik. God se liefde is nie afhanklik van ons goedheid nie, maar van sy genade. God se liefde vir die wêreld gaan nie oor hoe wonderlik die wêreld is nie, want ten spyte van sy skoonheid is dit oorspoel met sonde. Dit gaan nie oor die wêreld se waardigheid nie, maar oor die grootheid van God se liefde. Soos die teoloog Warfield verduidelik het, beklemtoon die term wêreld in hierdie gedeelte nie die omvang van God se liefde nie, maar die intensiteit daarvan. God het 'n wêreld lief wat onverdiend is. Sy liefde is 'n liefde wat rede trotseer. Dit is 'n liefde so groot dat hy sy enigste seun Jesus gestuur het om vir ons te sterf, sodat elkeen wat in hom glo gered kan word van vergaan. Hierdie opofferende liefde is die kern van die evangelie. Jesus het gesterf sodat ons die ewige lewe kan hê. Dit gaan nie net oor 'n hoeveelheid lewe nie, maar 'n lewenskwaliteit wat ewigdurend en vol van die vreugde en vrede van God is. Die liefde van God wat deur Jesus gedemonstreer word, roep ons op om in geloof te reageer, om ons oë na die Verlosser op te lig en die lewe wat hy bied te ontvang. Kom ons bid. Here, dankie vir u wonderlike liefde wat geen perke ken nie. Ons verdien nie u genade nie, tog het u aan ons die geskenk van die ewige lewe gegee deur Jesus Christus. Help ons om die diepte van hierdie liefde te verstaan en om met geloof en toewyding te reageer. Mag u Gees aanhou om ons harte te vernuwe en ons lewens te transformeer, sodat ons vir u kan lewe. In Jesus se naam, amen.